herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar is, lei hy my heen. Na waters waar is, lei hy my heen. En baie diep haal hy my uit. Ja, baie diep haal hy my uit. Hy plaas my voete op 'n ewige rots, en baie diep haal hy my uit. Ja, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Daar in groen weivelde, na waters waar is, lei hy my heen. Na waters waar is, lei hy my heen. En baie diep haal hy my uit. Ja, baie diep haal hy my uit. Hy plaas my voete op 'n ewige rots, en baie diep haal hy my uit. Ja, en baie diep haal hy my uit. Ja, baie diep haal hy my uit. Hy plaas my voete op 'n ewige rots, baie diep haal hy my uit. Ja, dankie Here Jesus, ons prys U. Halleluja. Vader, ons dankie dat ons in hierdie dag na U toe kan kom in die mooi naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. O Here Jesus, dit is so wonderbaar om te weet dat U is ons herder, die opperherder. Halleluja. En dankie dat ons in hierdie dag waarlik dit kan sing. Baie diep haal U ons uit en U plant ons voete op 'n ewige rots. Want U is ons herder. Herder, hoëpriester, koning. Halleluja. Ons wil U eer vir alles wat U vir ons gedoen het. Dankie dat U lewe in ons en ons in U en saam met U in die Vader. Want dit is die plek wat U vir ons voorberei het. Baie, baie dankie dat ons dan in hierdie oomblikke weer 'n voorreg het so saam te wees. Dankie dat ons kan luister na die woord van God wat onfeilbaar is. En ons eer U dat dit die ingeplante woord is wat ons met sagmoedigheid kan ontvang, wat in staat is om ons siele te red. Gee ons groot genade dat ons U woord sal glo met ons hele hart, met alles wat ons het. Here, want ons weet dat dit bring vir ons lewe en oorvloed. O, halleluja. Dankie dat ons in hierdie dag weet dat die Here ook vir ons 'n God van naby is. U is nie ver nie, U is naby. Dis waarom die woord verklaar het en gesê dat U Josef moet U
Immanuel noem, dit beteken God met die mens. En ons is dankbaar dat ons bevoorreg is, dat u ook met ons is. Halleluja. Bid vir u woord, seën dit aan elke hart. Ja, Here, laat elke oor bestryk sal wees met u bloed, sodat elke oor kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En Here, nie net hoor nie, maar dit sal lewe, dit sal doen wat die woord sê, sodat u in alles verheerlik kan word. Dankie dat u ons nou so saam seën in u wonderlike naam rondom u ewige woord. En ons wil u die eer gee tot in alle ewigheid, want u alleen is dit waardig. Prys u naam. Halleluja. Dankie, Here Jesus. Amen en amen. Prys die Here. Ons is dankbaar om in hierdie dag weer so saam te wees en ons groet u almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Halleluja. Jou koortjie sê, ons groet jou in die naam van Jesus en bid nou sy seën op jou af. En ek dank die Here dat dit is 'n waarheid. Halleluja. Prys die Here. Oor vir die Here ook baie dankie sê dat ons in hierdie dag gevoorreg het om weer eens op Joy Gospel Radio hierdie wonderlike evangelie uit te saai. En ons wil die Here dankie sê vir pastoor Berry en sy vrou Christel wat hierdie platform vir ons na vore gebring het en dat hierdie kanaal nog gebruik kan word om die evangelie te versprei oor land en see. Halleluja. Prys die Here. En ons gebed is dat hulle waarlik deur die Here geseën sal word, voorsien in elke behoefte en ons weet dit sal met hulle ook goed gaan. En ek is pastoor Flippie Gerber en ek is die aanbieder van Pinksterkind en ek is die Here so dankbaar dat die Heilige Gees, die Here Jesus sê, ek gaan weg. Hy sê, maar ek stuur julle 'n ander trooster, die Heilige Gees wat by julle sal bly. En hierdie is vir my wonderlik dat ons het die Heilige Gees en hy bly by ons. Halleluja. En hy woon in ons wat se liggame die tempel van God geword het. Hy woon in ons, hy wandel in ons, hy werk deur ons, hy opereer deur ons, hy praat deur ons ensovoorts. En hy leer en lei ons in die hele waarheid. En dit het alles met Pinkster te doen. En dis vir my so wonderlik. En daarom sê ek altyd, ek is 'n Pinksterkind. Prys die Here. Halleluja. En ons gaan oor na die woord van die Here. En wanneer ons sal kyk na die woord van die Here, dan sien ons 'n baie interessante ding in die woord in Efesiërs. Halleluja. Dit lyk vir my, ons gaan nie baie gou van die wapenrusting ophou daaroor praat nie, want daar lê soveel verborgde dinge in die wapenrusting. En die belangrikste ding, en alles wat die Here al reeds vir ons gesê het, is dit 'n duidelike bewys. Die wapenrusting kan nie gebruik word vir geestelike oorlogvoering nie. Dit is nie God se raadsbesluit nie. Halleluja. Wapenrusting aan om staande te kan bly in die dag van onheil, of weerstand te bied in die dag van onheil, en staande te kan bly. Halleluja. Prys die Here. Maar hy sê hierso in Efesiërs 6, hierso die 13de vers, hy sê, nadat julle alles volbring het, wat volbring het? Wat het ons volbring? Wat moet ons volbring? Die volle wapenrusting. Halleluja. Laas keer gehoor van geregtigheid, waarheid en geloof en hoe hierdie drie dinge saamwerk. Baie duidelik dat as ons in die waarheid van die woord glo, as ons die woorde van die Here Jesus glo en dit doen en daarvolgens lewe, dan word dit vir ons tot geregtigheid gereken. En geregtigheid is daar baie dinge in die woord en ons het al 'n hele paar dinge oor geregtigheid behandel. Maar nou gaan ons verder en die geloof in die waarheid van die woord van God. Omdat ons God glo ons sy woord. Dit word ons tot geregtigheid gereken. En geregtigheid word ingespan nog in die wapenrusting. En dit is vir my so wonderlik. Borswapen van geregtigheid aan. En hy sê hierdie mooi woorde. Ek het dit al baie gelees.
Hy sê, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. En die belangrike ding van dit alles is vrede, die evangelie van vrede. Dis waarom die Here vir die disippels sê, toe hulle uitgaan, toe sê, as julle by 'n huis kom, en julle vind nie die man van vrede nie. Hy sê, gaan uit die huis uit, skud die stof van julle voete af. Halleluja. En vat julle vrede saam met julle. So, ek kan nie net vrede gee, waar dan nie vrede is, of 'n man van vrede is nie, want dan beroof hulle my van vrede. Ek moet my vrede saamvat, as daar nie iemand van vrede is nie. Dit meen, as daar nie vrede kan wees tussen mense nie, as daar nie vrede gemaak kan word nie, vat jou vrede saam met jou, gaan uit en stof jou skoene, die skoene, stof jou skoene, stof die stof van jou skoene af, en gaan uit hierdie huis en prys die Here. Halleluja. Maar hoor wat sê die woord van die Here oor dit. Dit was in my baie mooi. Vrede, geregtigheid, waarheid en geloof. En hoe werk dit saam met die skoene vir die bereidheid vir die evangelie van vrede? Die woord van die Here sê vir my in Psalm 85 vers 13. Hy praat ook van die 14de vers. Hy sê, maar hierdie is wonderlik in hierdie gedeelte. Geregtigheid gaan voor hom uit. Geregtigheid gaan voor hom uit. En dit let op die weg van sy voetstappe. Halleluja. Nou hier is 'n interessante ding. Die geregtigheid gaan voor die Here Jesus uit. En dit let op die weg van sy voetstappe. Dit meen geregtigheid let op die weg van die voetstappe van die Here Jesus. Want hierdie weg is die weg van vrede. Halleluja. En ons sien oral waar die Here gegaan het, waar hy gekom het by die disippels, hoeveel keer het hy vir hulle gesê, vrede vir julle, vrede vir julle, vrede vir julle. Want geregtigheid let op die voetstappe van die Here Jesus. En nou, wanneer ons geloof in die waarheid, in die woord van God, en ons glo God ten volle, word dit tot geregtigheid gereken. En hierdie geregtigheid, dit wat ons toegereken word, geregtigheid, dit let op ons voetstappe. Oh, halleluja. Baie keer gewonder, Here, maar hoekom het U gesê dat die pad is smal, die poort is nou, ensovoorts wat na die ewige lewe. Waarom? Dink net vir 'n oomblik daaraan, dat die borswapen van geregtigheid, wat ons aan het, geregtigheid gaan voor ons uit. Is interessant. Die borswapen van geregtigheid. Geregtigheid gaan voor ons uit. En dit let op die weg van ons voetstappe. Dit meen, elke tree wat jy gee en wat ek gee, moet in geregtigheid plaasvind. Wat die Here eendag vir my gesê het, nadat ek 'n groot probleem gehad het oor 'n saak, is dat, en ek het in hierdie saak vir mense gesê, is al wat ek soek is geregtigheid. Ek soek niks anders nie. Net geregtigheid. Ek soek nie my onskuld nie, ek soek niks nie, ek soek geregtigheid. Toe sê die Here vir my, terwyl jy geregtigheid soek, moet jy in geregtigheid optree. Dit meen van jou kant af, tree op in geregtigheid. Al is dit dan tot jou eie skade, dit maak nie saak. Ja, tree jy op in geregtigheid. En wat vir my wonderlik is, dat hierdie skrif dit so mooi sê, dat geregtigheid gaan voor ons uit, en dit let op die weg van ons voetstappe. En hierdie voetstappe wat ons loop, prys die Here, aan ons voete, die skoene vir die bereidheid vir die evangelie van
vrede. So met die skoene vir die bereidheid vir die evangelie van vrede wat ons aan het, sal geregtigheid lek op ons voetstappe. Dit meen, waar ek loop met hierdie skoene vir die bereidheid vir die evangelie aan, die geregtigheid gaan voor ons uit. Dit meen, geregtigheid kyk na ons voetstappe. Al het ek die skoene vir die evangelie van vrede aan, dan is geregtigheid daar om te let op die weg van my voetstappe. Of alles wat ek doen, alles wat ek hierdie voetstappe vir die bereidheid vir die evangelie, die skoene aan die voete, halleluja. Dis waarom die skoene aan die voete is. Want die skoene aan die voete vir die bereidheid vir die evangelie van vrede, ek moet dit aan hê. Maar wanneer ek dit aan het, sal geregtigheid let op die weg van my voetstappe. Dit meen, en my voetstappe, en u voetstappe, moet binne in die Here Jesus se voetstappe wees. En wat sê dit alles vir ons? Dit is alles saamgevat in een iets, en dit is in geregtigheid. Dis seker die belangrikste. En wat natuurlik ek wil amper sê, die volhoubaarheid van geregtigheid is in my lewe, is die waarheid van God se woord. As ek die waarheid glo, dan word dit vir my tot geregtigheid gereken. En dan sal deur geregtigheid gelet word op die weg van my voetstappe, sodat dit ook in geregtigheid plaasvind. Elke tree wat ek gee. Hy sê in Psalm 65 vers 11, hy sê, u kroon die jare van u goedheid, en u voetstappe drup van vettigheid. Die jare van u goedheid. Elke jaar is 'n jaar van die welbehae van die Here. Elke jaar wat jy lewe is 'n jaar van die welbehae van die Here. Want die Here is in daardie jaar gebore. En as gevolg van sy geboorte is daar 'n welbehae in die mens. So elke jaar, die geboortedag van die Here is 'n jaar lank. Daai hele jaar, is die jaar van die goedheid en die welbehae van die Here. En dan sê hy hierdie woorde, en u voetstappe drup van vettigheid. Wat is dit? Dit drup van hierdie vettigheid. Dit is alles te doen met die olyfboom wat Christus is, en dat hy die olyf, wat vrug dra, dis olywe, en dit word olie, en dit is absoluut vettigheid vir ons. En u voete drup van vettigheid. En dan gaan hy aan en hy kom in Job 31 vers 4, sien hy nie my wee nie, en tel hy nie al my voetstappe nie. Is baie interessant. Hy is geregtigheid. En hy is ons geregtigheid. Nou kom ons lees dit so. Sien geregtigheid. Christus is, wat hy sê, so sien hy nie my wee nie. Dit meen sien geregtigheid nie my wee nie. O ja, want geregtigheid let op die weg van my voetstappe. Halleluja. Dit meen hy, geregtigheid, sien my wee. En tel hy nie al my voetstappe nie. Dit meen die Here tel elke tree, terwyl ek die skoene vir die bereidheid vir die evangelie aan het. Halleluja. En ek in geregtigheid wandel, tel die Here elke tree wat ek gee. Geregtigheid doen dit in waarheid. Halleluja. Dan sê Job 34 vers 21, want sy oë is op die weë van die mens, en hy sien al sy voetstappe. Want weet jy wat soek die Here by ons? Geregtigheid en reg. Want dit het hy lief, geregtigheid en reg. Dit meen, sy oë is op die weë van die mens, om te kyk of ons as kinders van God op hierdie weg wandel in geregtigheid. Halleluja.
En hy sien al ons voetstappe, waar die voetstappe van, was voete met die skone van die bereidheid vir die evangelie aan. Hy sê Psalm 17 vers 5. Hy sê my gange het vasgehou aan u spore. My voete het nie gewankel. Waar die spore? Aan u spore. Geregtigheid. Halleluja. Die Here se spore is in geregtigheid. Hy sê, en omdat dit so is, omdat ek my gange, hy sê my gange, dit ben waar ek gegaan het vasgehou aan u spore. Ek wil net dit vandag sê. Hulle sing 'n lied, if Jesus is with you, you can go anywhere. Dis nie so nie. Dis nie so nie. As die Here by jou is, want ons het al vreeslike goed gehoor van mense wat sê die Here is by hulle. En ek weet een vrou het eendag hierdie woorde gesê, sy het daar was 'n dans aangewees en sy het nie iemand om saam met haar te gaan dans nie. Toe het sy die Here gevra om haar danspartner te wees vir die aand. Die Here is by haar en nou kan sy enige plek gaan. O nee. O nee. Halleluja. As die Here by jou is, dan is dit geregtigheid. En geregtigheid let op my gange. Hy let op my wie, hy let op my voetspore. En Dawid sê, ek het my gange vasgehou aan u spore. Dit meen waar ek gegaan het, wat ek ook al gedoen het. Ek het dit vasgehou aan u spore, want u spore is spore van geregtigheid. Hy sê, my voetstappe het nie gewankel nie. As jy nie wil wankel nie, hou vas aan die Here se voetspore van geregtigheid, want geregtigheid gaan voor hom uit, en dit let op die weg van my voetstappe, of dit wat ek doen in geregtigheid is. En die woord van God is die bron van ons geregtigheid. Maar hierdie woord van God moet in waarheid deur die Heilige Gees, wat ons lei en leer in die hele waarheid. Halleluja. Ons geregtigheid word, sodat ons kan vashou aan die voetspore van die Here, dit meen aan die voetspore van geregtigheid, en dan sal ons voete nie wankel nie. Geregtigheid, so wat geregtigheid doen, halleluja. Dawid sê iets baie mooi, hy sê ek het gestruikel, hy sê maar die Here het my reg opgehou. Wat is dit? Jou geregtigheid, al struikel jy die dag, sal geregtigheid jou reg ophou. Want weet jy wat gaan gebeur? As jy struikel, sal jy dadelik na die Here toe gaan, jy sal jou saak met die Here regmaak, jy sal sorg dat jy laat die bloed dit wegwas sodat jy skoon kan kom, jy sal bely met berou, want geregtigheid hou jou vas. As ek en u vashou aan die spore van die Here, dat meen die spore van geregtigheid, my voetstappe het nie gewankel nie, dan sal die Here in die dag wat ek miskien struikel, sal die Here my reg ophou, want dis wat geregtigheid doen. Hy hou jou reg op, want hy weet, jy sal nou die regte ding gaan doen om hierdie saak reg te stel by die Here. Halleluja. So dit is waarom dit vir my so wonderlik is, dat geregtigheid is absoluut, oh halleluja, dis absoluut die kern van die hele godsaligheid. Ek moet regverdig wees, soos wat hy regverdig is. En geregtigheid moet my deel wees, want Christus is my geregtigheid. Halleluja.
Hou vas daaraan. Hy sê, Dawid sê iets baie mooi op Psalm 73 vers 2. Hy sê, maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel. My voetstappe het byna uitgeglyd. Uit wat uit? Uit geregtigheid. Halleluja. Hy sê dit het amper gebeur. Dis waarom Dawid gesê het, maar die Here het my reg opgehou. Waardeur? Geregtigheid. Kan jou reg ophou in enige omstandighede. As jy die skoene vir die bereidheid vir die evangelie aan het, en jy wandel in die spore van geregtigheid, wat voor die Here uitgaan. Prys die Here. Vader, baie dankie sê vir die onfeilbare woord. Dankie dat u woord so met ons deel. Ons dankie Here, dat u geregtigheid het voor u uitgegaan. Halleluja. En dit let ook op ons weë en ons voetstappe. Baie dankie dat terwyl ons in geregtigheid lewe en geregtigheid soek in elke saak, laat ons in geregtigheid wandel teenoor almal. Baie dankie dat ons dit kan vra in Jesus se mooi naam en seën elkeen nou en ons prys U daarvoor. Amen en amen.